Gerald Hawthorne, vriende, het toe hy sy kommentaar oor Filippense geskryf het hy dit opgesom onder die volgende tema: The Imitation of Christ, Discipleship in Philippians. En die eerste opmerking wat ons oor disippelskap wil maak vanoggend, is dat disippelskap nie noodwendig gaan oor die verkryging van boekekennis en die bymekaar maak van kennis nie. Maar dat dit baie daaroor gaan dat ons 'n voorbeeld ontvang van 'n betroubare leier, 'n betroubare persoon wat vir ons as 'n mentor optree. Iemand wat voor ons uitstap, iemand wat saam met ons lewe, 'n leermeester met wie ons direkte kontak het. Dit is ook daarom dat Dominee Martin hulle en ook Kobus Oosthuizen wat by Life Exchange werk, gaan dit absoluut daaroor dat hulle mentors het wat vir 24 uur, 7 dae beskikbaar is om voorbeelde te stel, sodat daai persoon langsom kan stap en as dit ware kan sien van wat dit beteken om anders te lewe. En daarom, vriende, is dit dan ook so dat ons vir Jesus wat 'n rondreisende rabbi was, en ons gesien het wat sy aanslag was. Hy het byvoorbeeld sy disippels het daagliks saam met hom geloop. En elke keer wanneer hy iets gesê het sy disippels gekom en hulle het sy betroubare voorbeeld het hulle nageboots. Hulle was met ander woorde in training gewees. Elke dag. Praktiese in opleiding. En daarom kom Paulus dan, wanneer hy praat hier van hierdie nabootsing, en Paulus sê vir ons, baie arrogant blyk dit eers te wees, sê Paulus, mense, kom net so 'n bietjie, volg my dan. Volg my na. Dan wonder ons by onsself, wag so 'n bietjie Paulus. Is jy nie daarom nou net so 'n bietjie voor op die wa nie? Jy is ook mos maar net mens. Hoe kan jy dit nou van ons verwag om jou na te volg? Dit het egter, vriende, nie vir Paulus gegaan oor sy suksesse nie, oor alles wat hy behaal het nie. As ons kyk in 1 Korintiërs 15, en ek het dit ook gelees by Dok Godfrey se diens, waar Paulus sê, ja, ek het baie dinge gedoen, maar eintlik is ek die geringste van al die apostels. Hy het so ver genoem om homself 'n misgeboorte te noem. Iemand wat eintlik niks werd is nie. So vir Paulus het nie gegaan dat hy voor die spieël gestaan het en gesê het, hey, ek hou van jou nie, jy's 'n smart ou nie. En daarom, omdat ek so oulik is, en omdat ek so goed is, omdat ek alles so perfek doen nie, kom, maak dan net soos ek maak. Vir Paulus het dit meer gegaan oor die bereidwilligheid om homself totaal en al weg te gee. Toe Paulus hierdie brief geskryf het, was hy in die tronk. Hy het daar gesit in gevangenis, intens bewus van sy swakhede, maar ook intens bewus van God se roeping oor sy lewe. Ons het die afgelope tyd heel wat gepraat oor God se roeping in ons lewe. Meneer Martin het verlede week gepraat oor gaan dan. Die oes is klein, die oes is groot, maar die arbeiders is min. God se roeping om vir ons te sê, net soos jy is. It's not about your ability, it's about your availability. Dat jy bereid sal wees om te sê, hier is ek, Here, as 'n instrument in die hand om te gaan. Dit was Paulus se motivering toe hy hier gesê het, volg my. Dit is amper, liewe vriende, soos 'n ervare vakman of 'n ambagsman, wat daar by sy draaibank staan en vir sy studente of vakleerlinge wat daar by hom is, vir hulle wys en sê vir hulle, kyk nou, as jy 'n eindproduk wil hê wat perfek is, wat mooi is, maak nou soos ek maak. Volg dit stap vir stap, anders kan julle maar verseker weer, dit gaan nie goed uitwerk nie. En liewe vriende, daarom het Paulus gesê, het ons rolmodelle nodig. Rolmodelle na wie ons kan kyk, en sê hy dan hier in Romeine vir ons, wat hy dan sê, skies tog, dis nou in Hebreërs wat ek ook 12, Hebreërs 12 wat ek net vir julle wil lees, wanneer hy ook sê, terwyl ons dan so 'n groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi.
ook die sonde, wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Jesus Christus het self die offer gebring. Hy het nie teruggedeins vir die offer wat het van hom gevra het, om aan ons 'n voorbeeld ook te kom stel nie. En daarom sê Paulus hierso, kyk na al die skare van geloofsgetuies rondom julle, hulle wat reeds hier was, hulle wat reeds opgetree het, hulle wat reeds geleef het binne hierdie lig van God. Kyk na hulle. Hulle is nie net daar vir julle ondersteuning nie, maar ook as 'n voorbeeld. En wanneer ons dit dan het, liewe vriende, dan moet ons ook weet, dis nie altyd net positiewe rolmodelle wat ons het nie. Ons kinders is baie geneig om te kyk na musiekrolmodelle, na filmsterre, na sporthelde, na 'n klomp ander dinge. En dan sien ons ook dat baie van hierdie mense is nie eintlik die ideale rolmodelle nie. Ons kinders sien ook dinge by hulle, leer ook dinge by hulle, wat nie noodwendig altyd goed is en reg is nie. Ons kinders kyk ook na ons as ouers, want ons as ouers is hulle rolmodelle. Wat ons doen en wat ons sê baie keer, is die dinge wat ons kinders herhaal en ook doen. En daarom is dit so uiters belangrik, dat ons lewens en ons gedagtes verander sal word. Hoor net weer wat sê Paulus hierso, wanneer hy praat oor hoe ons moet optree. Hy sê, ons moenie wees soos hulle, vir wie hulle mage God is, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind nie. Hoekom nie? Want, sê Paulus, ek en jy is burgers van die hemel. Vriende, wat beteken as ek en jy sê, ek is 'n burger van die hemel? Wat 'n verskil maak dit? Ons vraag is maar net, wanneer ons vra oor daardie aspek. As mense na jou en my kyk, is my lewe by die werksbank en my lewe in die kerkbank, is dit dieselfde? Is my lewe hier by die kerk op 'n Sondag dieselfde as by die werk, of daar waar ek leef, daar waar ek ontspan, daar waar ek saam met die manne braaivleis hou? Doen ek dieselfde dinge daar, as wat ek hier sou doen? Besef ons dat ons, wanneer ons sê ons burgers van die hemel is, dit 'n omvattende definisie is. Dit omvat my totale lewe. Niks is daarvan uitgesluit nie. Kom ons kyk net bietjie na hierdie omvattendheid. Wie van julle was nou al daar op die Groentemarktplein in Kaapstad? Ek glo die meeste van julle, nee. Het julle al 'n bietjie rondom julle gekyk, wat is daar op daardie markplein? Op die een kant, broers en susters, is daar 'n kroeg. Op die ander hoek is daar 'n woonstelblok. Op die ander hoek is daar 'n bordeel. Op die ander hoek is daar 'n kerk. En in die middel van daardie groentemarktplein word daar handel gedryf. Daar kry ons die omvattendheid van die samelewing waarin ons lewe, waarvan ek en jy deel is. Wat sê daar die kerk op die hoek van Groentemarktplein daar? Het die mense wat Sondag daarin sit 'n effek op die lewe van hulle wat deur die week op daardie markplein beweeg? Kan daardie gemeente en kan ons vandag hier sê vir die wêreld rondom ons, volg ons? Kan ek dit maar so plat stel, mense, dis 'n bek vol. Om regtig te kan sê met oortuiging en met integriteit, volg ons. Die dakke van ons huise en die dakke van die kerk behoort so naby aan mekaar te wees dat hulle mekaar as dit ware oorvleuel. Ons lewens as daaglikse mense daar buite en as Christene, as burgers van die hemel, behoort so geïntegreer in mekaar te wees, sodat die mense sal verstom staan somtyds
deur te sien, hoe lyk die lewe van 'n burger van die hemel. Dat hulle nie met, soms, broers en susters, selfs met afskuw, sal verwys na die kerk, en sal verwys na die wêreld rondom ons nie. Of na ons as mense in die wêreld nie. Hier is 'n navorser gewees, Ellen Kreider, wat ook hierdie aspek van burgers van die hemel omskryf het, wanneer ons sê, volg ons, het hy gesê, daar is 3 redes gewees vir die fenominale groei van die kerk in die eerste 4 eeue. Daar was sekere kenmerke gewees, waaraan hulle gemeet kon word, hoekom hulle absoluut uit die nate uitgebars het, van 12 disippels af, na groot dele van die wêreld waar hulle geïnfiltreer het. Hy het gesê, daardie redes is in die eerste plek, dit was mense gewees wat inklusief was. Almal was welkom in hulle teenwoordigheid. Geen ras, geen kleur, geen partye of wat ook al, was onwelkom daar gewees nie. Almal is ingetrek na die kern en die sentrum van daardie gemeente. Deur vir hulle te sê, hier by ons, is daar nie meer Jood of Griek nie, is daar nie meer ryk man of slaaf nie, is daar nie meer man of vrou nie. Hier by ons is almal dieselfde in Jesus Christus. Hier by ons het Jesus die mure van skeiding afgebreek. En hier is ons inklusief. Jy is welkom by ons. Maak nie saak waar jy vandaan kom. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Kan die wêreld dit aanvoel? Nie net as hulle hier by ons in die kerkgebou inkom nie, dat Jesus hier teenwoordig is, dat hier 'n klomp burgers van die hemel is, dat ons hulle liefhet vir wat hulle is, ten spyte van. Die tweede rede was gewees, hulle was diensbaar. Dit is mense wat hulle onvoorwaardelik, hulle tyd, hulle alles, gegee het om ander te dien. Om nie net vir hulle self te leef nie, nie na binne gekeer te wees soos 'n ingroei toonaal, maar regtig uit te reik, diensbaar te wees, om die noodlydendes in te trek. Ek het so 2 weke terug het ek by 'n lidmaat gesit wat gevra het, en Bokkie, jy weet ook daarvan, wat my gevra het, wat kan die kerk doen om meer betrokke te raak by noodlydendes? Ons as gemeente is betrokke by baie dinge. Ons het 'n klomp projekte waar ons hande uitsteek, ons hande in ons sakke ook steek en help om hierdie nood te verlig. Ons kan egter nooit, liewe vriende, genoeg doen om diensbaar te wees vir die koninkryk van God nie. Hulle was bekend daarvoor dat hulle vir die weduwees en die wese gesorg het. Vir die gemarginaliseerde mense, die uitgeweken is. Hulle wat nie meer 'n plek in die samelewing gehad het nie. Daardie burgers van die hemel was bekend daarvoor dat hulle selfs daardie mense ingetrek het en omarm het. Met ander woorde, hulle was inklusief, hulle was diensbaar. Die derde was gewees, hulle het 'n alternatiewe lewenstyl gehad. Hulle was in hierdie wêreld, maar hulle was nie van die wêreld nie. As mense na hulle gekyk het, daar in Handelinge, dan die ouens gesê, daar's nog een van hulle. Nog een wat 'n Christen genoem word. Hoekom? Hulle kon sien, dis ouens wat nie gecompromise het nie. Dis nie ouens wat net alles agter ander mense aangedoen het nie. Hulle het dinge op 'n ander manier gedoen. Hulle gedagtes was verander. Dit was gerig op die dinge van die Here en nie op 'n klomp ander dinge nie. Hulle prioriteite is bepaal deur wie hulle is, burgers van die hemel. En wanneer hulle ook in 'n geselskap gekom het, wanneer hulle in die teenwoordigheid van ander mense gekom het, het die mense baie gou agtergekom. Daarom kon hulle identifiseer en sê, kyk daar, hulle is anders. So anders, dat hulle selfs hulle rykdom met mekaar gedeel het, sodat die wat min het, meer kan hê, en die wat meer het, minder sal hê, sodat daar almal 'n goeie lewe kan hê. Vriende, 3 uiters belangrike kenmerke. Hierdie dinge is vandag nog net so relevant vir ons en vir die kerk van die Here Jesus Christus. Hoe lyk dit as die wêreld 20 eeue later na die kerk kyk? Sien hulle dit nog raak? Sien hulle dit nie net in ons lewenstyl raak nie, maar sien hulle dit ook in ons gesprekke raak? Hierdie dinge, liewe vriende,
veroorsaak dat daar 'n positiewe transformasie plaasvind. In jou en my lewe gebeur daar iets positiefs. Ek het nou die dag vertel ek vir die dames hier wat die broodjies smeer van die non. Hulle is 'n toergeselskap gewees. Nou toer hulle oralste rond en elke keer is sy laaste in die bus. En hulle kan nie verstaan hoekom nie. En die busdrywer het haar mooi dopgehou. En weer op 'n slag sien hy maar, die ander is almal in die bus en sy loop nog so draaitjie en sy keer 'n klip om. Die drywer het daar so gestaan en kyk net gewonder, wat is nou hier aan die gang? Kom keer sy klip om. En hy vra haar toe later, maar hoorie, sê my, is elke keer laaste in die bus en die laaste keer het ek nou gesien, jy keer die klip om. Hoekom het jy dit gedoen? Sy sê, my liewe vriend, as 'n burger van die hemel, as 'n kind van God, mag nêrens ooit dieselfde wees as ek daar weggaan nie. Al keer ek net 'n klip om. Is dit wat ons lewens doen? Is dit so dat daar waar ek en jy instap en waarin ek jy weer uitstap, dat daar 'n positiewe transformasie, verandering plaasgevind het? Kan mense van jou en my sê, wow, weet jy, toe jy hierdie vertrek binnekom, was daar net iets anders. Was daar asof God se teenwoordigheid meer tasbaar en sigbaar geword het. En weet jy, toe hier uitstap, was dit nie dieselfde nie. Want daardie gesindheid, hoe praat baie ouens van die aura wat jy het, was net nie meer dieselfde nie. Want jy het iets positiefs gebring. Verander die wêreld as gevolg van jou en my. Of het ons ook maar 'n negatiewe degenerasie in plaas van 'n positiewe transformasie? Is ons gesprekke ook so, dat ons mekaar maar afdruk? In plaas van dat ons mekaar hoop gee, in plaas daarvan dat ons mekaar optel. Hoe kan ons dit doen, liewe vriende? Hoe kan ons dit moontlik maak? Daar is vir jou en my 'n wonderlike, daaglikse, nuwe energie beskikbaar. Hoor wat sê Paulus hierso, wanneer hy daaroor praat. Hy sê, deur die krag waarmee Christus alles aan homself onderwerp het, sal hy ook ons nederige liggame verander en om so sy verheerlikte liggaam te wees. Hy sê daar is 'n krag tot ons beskikking. Daarom predik Paulus ook later in Filippense 4 vers 13 wanneer hy sê, julle is tot alles in staat deur Christus wat julle die krag gee. Hy het geweet, hy is 'n misgeboorte, hy is eintlik niks werd nie, maar deur Christus wat in sy lewe gekom het en oorgeneem het, is hy 'n hemelse burger en is hy in staat buite homself om iets te doen wat hy normaalweg nie sou kon doen nie. Dit is die antwoord vir die kerk. Nie ons mooi plannetjies en ons mooi dinge wat ons doen nie al ons projekte nie, maar 'n bewussyn daarvan, dat is God se krag wat vir jou en my in staat stel om dit te kan doen. Dan kan Paulus ook vir hulle sê, daarom is daar een ding wat tel, of twee dinge, om met hierdie bewussyn van God se veranderende krag, volhardend en getrou en met blydskap aan te gaan. Hy sê dan ook daar in Romeine 12 sê hy, moenie dat julle aan ywer ontbreek nie. Moenie dat dit afneem nie. Bly ywerig vir die Here. Bly getrou, bly volhardend aangaan. Ten spyte daarvan dat julle weet, dit gaan 'n offer vra. Ten spyte daarvan dat julle self ook dalk op een of ander manier in 'n gevangenis sal sit. Omdat julle anders optree en anders is. Hy sê, wat is daar eintlik beter, wil hy vir julle sê? Wanneer julle hierdie dinge doen, dat daar die blydskap, daar die wete, ek is besig met God se dinge, met sy koninkryk, dat dit 'n blydskap sal wees, wat julle oorvloei. Hoor net wat sê in 4 vers 1, daarom my broers en susters, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en kroon. Dit sê Paulus van sy gemeente. Maar broers en susters, wanneer ons dit ook doen, is dit dieselfde woorde wat die Here vir ons sal sê. Jesus het in daardie gelykenis gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min het ek jou aangestel. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Wanneer ons hierdie dinge doen, met 'n nuwe gesindheid, volhardend,
met oorgawe, is die Here in sy hele wese bly oor jou en my. Wat wil ek beter hê, broers en susters, as wat ek as dit ware kan sê, God kyk na my met 'n glimlag. Hy's bly oor my, hy's tevrede met my. En daarom ook dan, wanneer dit gebeur, word die vrede van God, wat my eie verstand te bowe gaan, word deel van my lewe. Mag dit ook, broers en susters, waar wees, dat ek en jy, as burgers van die hemel, Jesus Christus sal naboots, to imitate Christ, to be part of our Christian life.